Ons volgende spreker, meneer Glenn Snyman. Baie dankie dat hy tyd geneem het om hier na ons toe te kom, al die pad van Oudtshoorn af. Hy is die voorsitter van die People Against Race Classification. Soos u kan sien, daar is ook 'n bord wat hy gebring het om 'n bietjie meer agtergrond te gee. En hy gaan ons nou ook net 'n bietjie meer vertel van die organisasie. Baie dankie meneer. Asai. Baie dankie meneer Pieters. Ja, asseblief. My naam is Glenn Snyman. I'm not a colored, a black, a Indian or white person. I'm a South African. Ek is 'n onderwyser van beroep, so ek is gewoond aan my hulpbronne because one picture tells 1,000 words. So soos wat professor gesê het, moenie vir die regering wag om probleme op te los nie. As jy inisiatief kan neem en leierskap kan toon, hoekom dan nie? En dis presies wat ek en 'n paar vriende gedoen het in Oudtshoorn 1 Oktober 2010 toe ons die activiste groep People Against Race Classification in die lewe geroep het. So ons is nou 15 jaar aan die gang en ons probeer die regering oortuig om van die rasseklassificeringsblokkies op alle vorms ontslae te raak. Soos jy agter kan sien, ons sê vir mense, tik net, jy is 'n Suid-Afrikaner. So ons moedig mense aan, kom ons kyk verby velkleur. Ons is mense, first and foremost, South Africans, Suid-Afrikaners. Wat is die Engelse woord vir Afrikaner? African. Is die Afrikaanse woord vir African? Afrikaner. So daar is baie verwarrende definisies. Colored en Afrikaans kleurling en dan bruin en brown, maar die omgekeerde woorde word gebruik. Maar woorde maak saak, verseker woorde en definiërings het vir verskillende mense verskillende betekenis. En ons het na 94 gedink dat dinge gaan van selfsom in het regkom en toe dit nou nie reggekom nie. En dis hoekom ons inisiatief geneem het om die organisasie te begin. En mense het my altyd gevra, nou hoekom moet jy nou 'n team maak wat jy nou sê, jy's nou die klomp goede, jy's 'n quality, jy's nou 'n Suid-Afrikaner. Toe sê ek, maar jy sal nie weet wat ek dink nie. So ek dra die boodskap uit op my team, gesang, pamflette, die plakate wat ons maak en so meer om mense dan op te voed. So ons het 'n opvoedingsstaak, ons het 'n versoeningstaak, ons is in die hof besig om te beklei met litigasie en oral is ons op verskillende vlakke. Ek was nogal baie besig op 15 jaar besig om hierdie laaste oorblyfsels van apartheid nog te veg. En een ding moet 'n sekere groep weet, die minority groups, die minderheidsgroep. Ons sal nooit die meerderheid wees nie. Severe het dit so mooi gesê in sy video. We will never be the majority. Ek was genooi vir die National Dialogue en ek is so bly, een van die punte wat ons gesit op die National Dialogue en wat het die besprekingspanele uitgekom het, was dat die kwessie van rasseklassifisering bespreek moet word en baie het gevoel ons moet as Suid-Afrikaanse volk aanbeweeg en daai hele storie skrap. Ons moet Suid-Afrikaners wees. Mense moet werk en goed te begin kry by Marite en ons sal net anders na mekaar moet sien. Soos Sebester het gesê, hoekom moet jy elke keer sê jy's 'n beter Afrikaner of 'n beter dit of 'n beter met mens? Kom ons vergeet daai onderwerp en begin te praat oor goed wat saak maak, wat noodsaaklik is en wat ons nodig het. Maar soos ek gesê het, hierdie goed moet aktief gedryf word. Dit moet aktief inisiatief geneem word. Ons kan dit nie net elke keer onder die mat vee nie. En jy kom na bo in Johannesburg, dan is jy 'n dominante meerderheid. En dan raak jou stem van die minderheid weer so klein. En julle kwessies, julle probleme, julle issues word weer so klein gemaak en weer onder die mat gestoot. Want wat vir jou groot is en 'n groot saak is vir iemand anders te voel weer nie so nie. Hoekom nie? Want hy voel nie die brand elke dag daarvan nie. Hy voel nie die diskriminasie daarvan nie. Hy voel nie die teleurstelling wanneer jou aansoek elke keer in die drom gegooi word nie. Jy sit en wag vir 'n werk wat jy genooi moet word vir onderhoud, maar jy weet nie hoekom jy nie genooi word nie. En dan sien ons 5 jaar, 10 jaar later sien ons net een gesig.
Jy sien hoe jou gemeenskappe wat dominant Afrikaans is na ander verskillende tale verander en so kruip die probleem stadig by ons in en 'n sekere groep raak net agter. So wat ons sê is alle mense met mekaar begin aanvaar, wees lief vir alle mense. En dan wil ek net hierdie pausetjie ook wys. Why does race matter to you when you fall in does not matter to you, when you fall in love? When your life is in danger, wanneer jy daar op 'n doktertafel lê, dan vra jy die beste dokter om na jou te kyk. Wanneer jy geld maak. Daar is so baie ander tye wat jy nie ras 'n kwessie issue maak nie. Maar hoekom maak jy dit wanneer jy moet bevoordeling en bevordering kry en verstemme politikuste het ras nodig en rasisme nodig om verkiesings te wen. So ons kan nie na hulle kyk om hierdie wette wat hulle in elk geval van die custodians staan om te moet verander en te wil verander wat hulle nie wil verander nie, te verander nie. Dis ons as gemeenskap se plig. En ek glo ons gaan eendag in 'n Suid-Afrika woon waar ons die einde daarvan kry. Maar baie dankie vir die geleentheid.